Op Woensdag 1 Oktober lees ek vir ons uit Efesiërs 2 vers 10. God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie en die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Nou in ons teksgedeelte is Paulus in gesprek met gelowiges in die dorpie van Efese oor die daaglikse realiteite waarin hulle self bevind. En hy praat met hulle dan oor die invloed van die bose wat maar ook in hulle lewens aan die werk is. En hoe dit hulle daaglikse routines en lewens beïnvloed en kom breek. Maar dan volg die boodskap van God se reaksie op hierdie gebrokenheid. Net soos die wêreld om ons, verdien ons ook God se straf. Maar dan kom die boodskap, maar God is nie so nie, God is anders. God se genade is altyd groter as die boosheid in en om ons. En dan volg die boodskap van ons teks, wat met ons praat oor ons hier wees, en God se bedoeling met ons lewens. En dis eenvoudig. Ons word geroep om goed te doen. Ons lewens en wêreld kan in druk tye baie deurmekaar en doelloos voorkom, omdat ons gedagtes oorheers word deur dinge wat verkeerd of skeef loop. Paulus deel vandag met ons 'n waarheid wat aan ons lewens sin en rigting gee. En dit is God se vergifnis en sorg is groter as hierdie wêreld en ons eie gebrokenheid en die kwaad. En hy het ons gemaak wat ons nou is. Ons is verloste mense. En ons is voortdurend besig om deur God verlos te word. Ons word verlos van ons doelloosheid om eenvoudig goed te doen. En daar is min dinge wat 'n mens so inspireer, soos wanneer jy verlos word en hy dankbaarheid leef. So, hoe is jou eie dankbaarheid wat voortspruit uit jou verlossing? Besig om jou vandag te inspireer, om jou aandag te fokus op die goed wat goed is en wat binne jou vermoë is. Kom ons bid saam. O Hemelse Vader, ons dankie dat ons U maaksels is, geskep deur Christus Jesus, om die goeie werke te kan doen, wat U vir ons voorberei het. Here, vervul ons harte met dankbaarheid, dat ons elke dag sien as 'n geskenk uit U hand. Laat ons nie leef vir onsself nie, en vir ons eie verlossing nie, maar vir liefde, teenoor ander, om te kan dien. Gee dat ons hande vrygewig sal wees, dat ons woorde sag en aanbouend sal wees, en dat ons voete gewillig sal wees, om die pad van vrede te loop. Ons prys U, Here, dat U ons nie net gered het nie, maar ook 'n doel aan ons lewens gegee het. Mag ons elke dag getuig van die goedheid, deur die werke van liefde, wat U in ons begin het. Amen.